elke individu en gemeente, welkom by TD Kerk se lewendige uitsending en of opnames van ons prediking en aanbidding. Jy kan ons kry op Facebook, YouTube of loer op ons webtuiste. Soos altyd wil ons jou help om Jesus te beleef, mekaar te disipuleer en jou wêreld te verander. Sy lydenstyd het hy, dit's nou Jesus, by verskeie geleenthede aan die apostels verskyn en op baie maniere aan hulle bewys dat hy regtig lewe. Hy het telkens met hulle oor die koningsheerskappy van God gepraat en op 'n keer toe hulle so saam was, het hy aan hulle die opdrag gegee: Moenie Jerusalem verlaat voordat julle van die Vader ontvang het wat hy beloof het nie. Julle onthou mos dat ek julle vroeër daarvan vertel het. Johannes het met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het die apostels Jesus aanhou vra: Here, is dit nou die tyd dat U Israel weer 'n onafhanklike volk met 'n eie koning gaan maak? Jesus sê, die Vader bepaal hierdie datums. En die bedoeling is nie dat julle dit moet ken nie. Hy sê eintlik vir hulle, julle moenie worry oor daai goed nie. Dit niks met julle te doen nie. Maar wat julle moet doen is die Heilige Gees sal oor julle kom en julle sal krag ontvang. En oral sal julle vir mense eerstehands van my vertel. In Jerusalem, die hele Judea en Samaria tot in die uithoeke van die aarde. Jy kan jou sitplek neem. Transformers, julle kan uitbeweeg. Ek gaan tog vra Transformers dat julle gaan terugkom wanneer ons aan die einde gaan bedien. Wanneer ons aan die einde bedien, moet iemand hulle net gaan roep, sodat ons vir hulle ook kan bid. Alright. Alright. Jesus beloof hierso aan sy volgelinge dat iets gaan gebeur met hulle wanneer hy terugkeer na die Vader toe. Sy werk wat hy op aarde gedoen het is afgehandel en 'n nuwe era breek aan. Hulle moet gaan en hulle moet gaan wag hiervoor. Dit is iets wat hy voorheen aan hulle beloof het, die Heilige Gees, die derde persoon van die Godheid, wat in hulle sy woning sal kom maak. Hulle weet wat hierdie belofte is, maar hulle weet nie hoe dit gaan gebeur nie. Daar is geen teologie daar rondom nie. Daar's geen verwysingsraamwerk, daar's geen dogma, daar's geen leerstellings. Daar's net hierdie belofte. Dat wanneer Jesus opvaar na die Vader toe, sy volgelinge moet gaan wag totdat hulle bekragtig word deur die Heilige Gees. Hulle sal hierdie krag ontvang wanneer die Heilige Gees na hulle toe kom en sy woning in hulle kom maak. Onmiddellik toe Jesus dit vir hulle gesê het en hulle sê hulle moet gaan wag hiervoor, sou hulle onthou het dat Jesus baie maal met hulle gepraat het oor hierdie gebeure. Hulle sou onthou dat in Johannes hoofstuk 7 Jesus vir hulle gesê het, daar kom 'n dag wanneer ek gaan opvaar, wanneer die Heilige Gees in julle sal opborrel soos 'n fontein van lewende water. Hulle sou onthou hoe hy met hulle gepraat het in Johannes hoofstuk 14 tot hoofstuk 17, gaan lees daardie hoofstukke, die aand voordat hy gekruisig word en vir hulle keer op keer gesê het en herinner het dat hy vir hulle die trooster gaan stuur, die helper, die intercessor, die een wat by hulle sal wees, die Heilige Gees. En dit word duidelik, hierdie Heilige Gees is God self. En dat die impak van sy koms massief is. Deur hierdie Heilige Gees sal die wat glo gered en weergebore en verander word.
Deur hierdie Heilige Gees kan Jesus se volgelinge nou verklaar dat Jesus hulle Here is. Niemand kan verklaar dat Jesus sy Here is behalwe deur die Heilige Gees, wat dit aan jou openbaar en wat jou die vermoë gee om dit werklik te sê. Ons lees later Paulus sê en skryf dat dis hierdie einste Heilige Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. En dat hierdie Heilige Gees ons ook, ons liggame, ons sterflike wese uit die dood uit sal opwek. Hierdie Heilige Gees is die Gees van aanneming, deur wie ons uitroep, Abba Vader. Hierdie Heilige Gees kom trek my in hierdie verhouding met die Vader in, net soos wat Jesus in verhouding met die Vader staan, is die Heilige Gees daai koneksie tussen my en die Vader. Matteus sê dan vir ons in Matteus 28, toe Jesus opvaar, net voordat hy opvaar, gee hy hierdie opdrag aan sy disippels, en ons ken dit as die groot opdrag, en hy sê vir hulle, alle mag en alle autoriteit is aan my gegee, nou stuur ek julle uit, en julle moet nou gaan en disippels gaan maak. Julle moet nou gaan en die koninkryk gaan verkondig. Julle moet die goeie nuus van my heerskappy gaan bekend maak en ander mense nooi om my te ken en om in verhouding met my te kom staan en om leer hulle alles wat ek julle beveel het en doop hulle as 'n teken van hulle verbintenis aan my. En dan sê Jesus vir hulle, maar voordat julle dit gaan doen, voordat julle dit doen, moet julle wag om bekragtig te word deur die Heilige Gees. Want alles wat ek nou genoem het, al hierdie werkinge van die Gees is gedoen deur die Heilige Gees. Van weergeboorte, bekering tot by getuig, tot my verhouding met die Here, alles vind plaas deur die Heilige Gees. Dis nie deur 'n boek nie. Dis nie deur kennis nie. Dis nie deur slim filosofie nie. Dit is nie towery nie. Dit is die Heilige Gees self wat mense na Jesus toe gaan trek en wat Jesus in mense gaan vorm. Dit is dan wat die eerste volgelinge van Jesus doen. Nadat hy opgevaar het hemel toe, ongeveer 120 van hulle. Ons lees daarvan in Handelinge 2, en om tyd te spaar, gaan ek nie al hierdie skrifgedeeltes vir jou lees nie, maar jy kan notes maak en jy kan dit gaan lees. Maar hulle gaan na 'n bovertrek toe in Jerusalem, heel waarskynlik dieselfde bovertrek waar hulle die aand voor Jesus se kruisiging saam was en saam geëet het, waar Jesus die nagmaal ingestel het, en hulle bid en hulle wag en hulle klop en hulle soek vir 10 dae. Julle dink ons het nou vir 3 dae, oggend en aand, van 6 tot 7, saam kom bid hierso en gewag en gesoek. En die Here het mense gedoop met sy Gees en mense vervul met sy Gees. Maar hulle het vir 10 dae konstant gevas en gebid en gesoek en geklop. Hulle het nie geweet hoe lank gaan dit vat nie. Hulle het nie geweet wat gaan gebeur nie. Maar hulle het geweet, Jesus het iets beloof. En hulle sal weet wanneer dit gebeur. Na 10 dae, terwyl hulle besig was om te bid en om te soek en om te wag, vind die uitstorting van die Heilige Gees plaas. Hulle het gefokus, hulle het met hulle hele wese begeer hierdie uitstorting. Hulle het nie bietjie gebid en dan bietjie op hulle foon geskrol, bietjie gebid en dan bietjie TV gaan kyk, bietjie gebid en dan gedink aan wat hulle môre gaan doen nie. Hulle het intens gevas en gebid en gesoek. En dit was die eerste en die aanvanklike uitstorting van die Heilige Gees gewees. Die eerste keer dat die Heilige Gees sy woning kom maak het in mense wat Jesus as hulle redder en verlosser aanvaar het. Voor dit het die Heilige Gees tydelik oor mense gekom en hulle tydelik bekragtig, waarvan ons lees in die Ou Testament. Maar nou kom woon hy in mense en hulle word weergebore. Dit was nie moontlik voordat Jesus nie gesterf het, voordat hy nie opgestaan het uit die dood het, voordat hy nie opgevaar het hemel toe nie.
In hierdie geval, omdat dit die eerste en die aanvanklike uitstorting van die Heilige Gees is, gebeur daar 'n klomp goed gelyk. Vir die eerste keer kom maak die Heilige Gees sy woning in hierdie mense wat in Jesus glo, hierdie 120. Hierdie mense word daar en dan weer gebore. Hulle word nuwe skeppings. Ou dinge gaan verby, alles word nuut. Daar en dan, dit wat Paulus later van sou skryf in 2 Korintiërs 5 vers 17. Voor dit was hulle nog nie weergebore gewees nie, want jy kan nie weergebore word sonder dat die Heilige Gees in jou gees kom woon nie. Onmiddellik word hulle dan ook bekragtig deur die Heilige Gees. Of soos wat ons daarvan kan praat, gedoop deur die Heilige Gees. En dan praat hulle in tale. Maar dit is nie onverstaanbare engele tale of hemelse tale nie, waarna ek later sal terugkom nie. Dis actual wêreldtale. Hulle verstaan dit nie, maar omdat daar so klomp mense van alle nasies en volke in Jerusalem saam was, want dit was die fees van Pinkster gewees, verstaan hulle. Hulle hoor hierdie mense praat met hulle en verkondig die evangelie van Jesus aan hulle in hulle eie tale. Tientalle tale en volke word onmiddellik geëvangeliseer. 'n Wonderwerk. Gevul met nuwe krag, met nuwe vrymoedigheid, staan hierdie 120 volgelinge van Jesus op en hulle bedien hierdie mense en 3000 mense kom tot bekering en laat hulle doop in water daardie dag. Nou alhoewel hierdie die eerste uitstorting van die Heilige Gees is, 'n besonderse en 'n unieke gebeurtenis, was dit nie die laaste keer dat dit sou gebeur nie. Dit sou die verwagte norm word, dat mense wat hulle tot Jesus bekeer en weergebore word, ook moet vra en moet bid en moet wag en moet soek om deur die Heilige Gees bekragtig te word om sy getuienis die wêreld in te dra. Dit was nie 'n opsionele ekstra nie. Dit was die norm. Ons lees net 2 hoofstukke later in Handelinge 4, dat baie van Jesus se volgelinge, wat nou die kerk van Jesus vorm in Jerusalem, dat hulle bymekaar is, saam met Petrus en Johannes, wat so pas vervolg is, wat so pas geslaan is, gegeesel is, omdat hulle die naam van Jesus verkondig. Hulle is saam in 'n vertrek, en hulle kom en hulle vra weer vir God, Here, help ons, stel ons in staat om aan te hou, om te getuig, want ons word nou vervolg, ons word nou geslaan, ons word nou verbied. En ons lees dan daar in Handelinge 4, dat die huis waarin hulle was geskit het, dat hulle weer met die Heilige Gees vervul is, en dat hulle die boodskap onverskrokke gaan verkondig het. Dan lees ons van 'n klomp kere in die volgende hoofstukke van Handelinge, waar mense gevul word met die Heilige Gees. In Handelinge 4 lees ons hoe Petrus dan opstaan, gevul met die Heilige Gees, en optree en getuig oor Jesus. In Handelinge 6 lees ons waar die apostels manne aanstel, 7 manne aanstel, gevul met die Heilige Gees, om die welsynswerk van die kerk te behartig. In Handelinge 7 lees ons dan hoe een van hierdie manne, Stefanus, gevul met die Heilige Gees word, en opstaan voor die Joodse raad en getuig van Jesus, voordat hy éventueel doodgegooi word met klippe en die eerste Christen martelaar word. In Handelinge 8 lees ons van Filippus, ook een van hierdie manne wat gevul was met die Heilige Gees, wat na Samaria toe gaan en onder die Samaritane gaan bedien. Daar kom 'n klomp mense tot bekering, en dan laat kom hulle, of Johannes en Petrus hoor daarvan, en hulle gaan na Samaria toe, hulle gaan lê die mense daar die hande op, en hulle bid dat hierdie mense bekragtig sal word, en gevul sal word met die Heilige Gees. Ek lees gou vir jou daai stukkie uit Handelinge 8 vers 14. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die boodskap van God aanvaar het, het hulle Petrus en Johannes daarheen afgevaardig. Toe hulle daar aankom, het hulle vir die nuwe gelowiges gebid. Onthou, hoor nou, hulle is reeds gelowiges, gebid
dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Heilige Gees het immers nog nie op hulle neergekom nie, want hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Petrus en Johannes het toe hulle hande op hierdie gelowiges gesit en hulle het die Heilige Gees ontvang. Toe Simon sien dat die mense die Gees ontvang wanneer die apostels hulle hande op hulle sit, wou hy hierdie mag koop. Alright, interessant dat Simon, nie Simon Petrus nie, Simon die towenaar daar by Samaria, dat hy kon sien hierdie mense word gedoop met die Heilige Gees. Daar was iets sigbaar daaraan gewees en hy wou daai mag koop want hy was 'n towenaar gewees en hy het gelike van hierdie tipe ding en hy het hierdie nie geken nie want hierdie is meer as wat hy kan doen en daarvoor het Simon Petrus hom natuurlik bestraf. Jy kan dit gaan lees. In Handelinge 9 lees ons dat Paulus met Jesus ontmoet op pad Damaskus toe en dan bid Ananias vir hom en Paulus, die skille val van Paulus se oë af en hy word gevul met die Heilige Gees en hy staan op en hy gaan verkondig Jesus daar in Damaskus. In Handelinge 10 lees ons van hoe Petrus by die Romeinse offisier Cornelius aankom. Hy verkondig die evangelie, die goeie nuus van Jesus en terwyl hy nog besig is, word hulle gevul met die Heilige Gees en dan laat hulle doop. In Handelinge 13 lees ons van die gelowiges in Antiochië wat gevul word met die Heilige Gees. En dan in Handelinge 19, interessante stukkie, lees ons van gelowiges in Efese wat gevul word met die Heilige Gees. Ek lees gou daardie vir jou. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binnelandse gebiede van Klein-Asië, Efese toe gereis en daar het hy 'n groepie gelowiges gekry. En hy het vir hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle begin glo het? Ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie, het hulle hom geantwoord. Met watter doop is julle dan gedoop, het hy gevra. Hulle het geantwoord, met die doop van Johannes. Paulus sê toe, Johannes se doop is die bevestiging dat 'n mens jou van sonde bekeer het tot God. Johannes het self vir die volk gesê, hulle moet in Jesus glo, die een wat hy gesê het na hom kom. Toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Here Jesus laat doop, dis nou die waterdoop, en toe Paulus sy hande op hulle sit, het die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het met ander tale gepraat en geprofeteer. Hierdie is gelowiges wat geëvangeliseer is deur Apollos, maar hulle is met die verkeerde doop gedoop, die Ou Testamentiese doop, die doop van Johannes, en hulle het ook nie geweet dat daar iets soos die Heilige Gees is nie. En hulle het en Paulus kom en hy moet hulle reg help. So Apollos, wonderlike spreker, maar hy het hulle nie die volledige prentjie gegee nie. Hy het nie vir hulle mooi alles verduidelik nie. Paulus kom, hy help hulle reg en hy bid vir hulle, hy doop hulle met die doop van die gelowiges, soos wat ons mense doop, en hy bid dat hulle gevul word met die Heilige Gees en hulle word gevul met die Heilige Gees. Ek kan vir julle heel oggend besig hou met voorbeelde vanuit die Nuwe Testament en vanuit die kerkgeskiedenis van die feit dat die vervulling met die Heilige Gees die normale was vir die volgelinge van Jesus. Ek het reeds vir julle nou die gedeelte gelees van Irenaeus in 180 na Christus wat hy sê hoe die kerk nog steeds die Heilige Gees werking beleef deur die gawes van die Gees. Ek lees vir jou nog 'n aanhaling van Tertullianus, 'n vroeë kerkvader, ongeveer 200 na Christus, skryf hy, After this, when we have issued from the font, we are thoroughly anointed. Then hands are laid upon us, invoking and inviting the Holy Spirit. Met ander woorde, nadat mense gedoop is en uit die water uitgekom het, was daar die gebruik dat mense gesalf is en vir hulle gebid is vir die vervulling met die Heilige Gees. 200 na Christus. So mense wat vir jou wil sê, die vervulling met die Heilige Gees en die gepaardgaande manifestasies van die Heilige Gees, het opgehou na die tyd van die apostels, toe die kerk gevestig is, word deur die geskiedenis verkeerd bewys. En ek kan vir jou nog baie ander goed uit die kerkgeskiedenis uithaal, tot vandag toe wat dit natuurlik bewys, nie teenstaande my eie getuienis nie. En hierdie was nie 'n abnormale, eenmalige, nou en dan gebeurtenis nie.
in die lewe van gelowiges. Dit was die herhalende getuienis van gelowiges. Paulus sê dan in Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van drank nie, want daaruit lei losbandigheid. Miskien moet iemand dit vandag hoor. Hou op dronk word van drank, want dit is net daartoe lei losbandigheid, maar word vervul deur die Heilige Gees. Daardie aanmoediging, daardie aanmaning word vervul met die Heilige Gees, word geskryf in die future active indicative tense. Julle kinders wat op skool is, het julle al geleer van die future active indicative tense. Jy sou nie, want dit is 'n Griekse tense, is nie in Engels nie. Van daai goed is daarin, maar ons het nie daai tense, ek dink die naaste wat ons het is present continuous tense, want dit bedoel ek word aanhoudend vervul. Aanhoudend vervul, aanhoudend, word aanhoudend deur die Heilige Gees vervul. Nou, baie kerke vier hierdie week Pinkster. Ek het verby 'n paar kerke gery wat vir my baie interessant was, dat hulle Pinkster vier. En dat daar karre is. Hulle vier dit, die historiese uitstorting van die Heilige Gees, die vervulling van Jesus se belofte. Maar wat ons anders maak, miskien hier by TD en as Pinksterkerke, is dat hierdie realiteit vir ons nie opgehou het nie. Ons vier nie die historiese uitstorting van die Heilige Gees nie, ons vier die uitstorting van die Heilige Gees vandag nog. Dat dit vandag gebeur. Hierdie belofte is vir ons as Jesus volgelinge vandag. Jesus wil jou steeds vervul en herhaaldelik vervul met sy Heilige Gees. Dat hy jou steeds wil bekragtig deur jou te doop met sy Gees, sodat jy sy getuie kan wees in woord en in daad. Dat hy jou steeds wil toerus met die gawes van die Heilige Gees. Kom ek lig net gou vir jou 1 of 2 belangrike punte uit, net vir verstaan doeleindes. Jy word weergebore wanneer die goeie nuus van Jesus, wanneer jy dit glo, en Jesus aanneem en jy dit bely met jou mond. So ons almal op daai bladsy. Ons bely 100% redding deur genade, redding deur geloof alleen. Maar ons bely dat die werk van weergeboorte word in jou gedoen deur die Heilige Gees. Weergeboorte is nie 'n intellektuele oefening waar jy iets glo en dan net 'n gebedjie bid nie. Dit is 'n werking van die Heilige Gees wat in jou plaasvind. Dit is 'n geestelike gebeurtenis. Wanneer jy in Jesus vertrou, al jou vertroue op Jesus plaas en God noem jou my geliefde seun, kom na my toe, dan kom die Heilige Gees en hy maak jou 'n kind van God. En daar vind 'n weergeboorte in jou plaas. Wanneer ons dan lees in hierdie voorbeelde wat ek vir jou genoem het, dat gelowiges nog nie die Heilige Gees ontvang het nie, jy sou dit opgetel het in een of twee van daardie vers, dan beteken dit nie dat hulle nie die Heilige Gees in hulle lewens gehad het nie, want jy kan nie gelowige wees sonder dat die Heilige Gees in jou lewe kom woon nie. Maar dat hulle nog nie die vervulling, die bekragtiging van die Heilige Gees beleef het nie. Maar die inwoning van die Heilige Gees met jou weergeboorte is nie die einde van die belofte nie. Van daar af wil God jou nog verder vul met sy Gees. Waarom doen God dit nie sommer net alles saam op een slag nie? Wel, partykeer doen hy. Partykeer word iemand weergebore en hulle word onmiddellik bekragtig en gevul met die Heilige Gees. Maar die feit is, dis twee verskillende goed. Jou weergeboorte en die invulling en die bekragtiging met die Heilige Gees is verskillende goed. Een verskil is onder andere dat jy eenmaal weergebore word, maar dat jy meermale gevul word met die Heilige Gees. So alhoewel dit verskillende goed is, kan dit saam gebeur, maar soms is dit apart. Maar God wil dit vir jou doen. Hy wil hê daardie fontein van lewe moet wat oopgegaan het hier binne in jou toe jy weergebore is, moet nou uitbars en uitskiet, dat dit jou hele lewe vul en oorloop.
Dis een manier om daaraan te dink. Die ander manier waarop ek partykeer daarvan hou om dit vir mense te verduidelik is, wanneer jy weergebore word, kom die Heilige Gees in jou huis in, jou liggaam is mos nou tempel van die Heilige Gees, kom in jou huis en maar hy gaan sit in die sitkamer, en daar is hy, en jy begin met hom praat, en hy begin goed in jou huis uitsorteer. Maar wanneer jy hom toelaat om in die kombuis in te kom, en jou kombuis te rearrange, en in die badkamer in te kom, en in jou slaapkamer in te kom, en jou hele huis oor te vat, om jou in besit te neem, to possess you, dan is dit die invulling, die vervulling, die doping in die Heilige Gees wat plaasvind. Dit is waarvoor ons hierdie week weer bid. Dit is wat God vir elkeen van ons wil gee. Nie net eenmalig nie, maar aanhoudend. Dis waarvoor ek vandag weer vir mense wil bid. Ek vind dit ook soms behulpsaam om te verstaan dat hierdie van die binnekant af gebeur en nie van buite af nie. Toe jy weergebore is, het die Heilige Gees ingekom. Wanneer jy vervul word, gebeur dit van binne af. Ja, ons sing partykeer, kom Heilige Gees, reën op ons neer, val op ons neer, maar dis denkbeeldige spraak, dit gebeur van binne af. Van binne af word jy gevul. En daar's niks snaaks daaraan nie, daar's niks moeiliks daaraan nie. Jy hoef dit nie te verstaan nie. Teendeel sien ek in al hierdie gevalle in die Nuwe Testament, het die ouens nie verstaan nie. Hulle het nie geweet wat gaan gebeur en wat om te verwag nie. Maar hulle het geglo. En dis wat jy moet doen. Jy moet glo. Jy moet glo dat God dit vir jou wil gee en wil doen. Jy moet glo dat hy hierdie belofte vir jou het. Jy moet glo dat jy waardig is. Jy moet glo dat dit vir jou is. En jy moet ontvang. Jy hoef nie te verstaan nie. Jy hoef nie 'n teoloog te wees nie. Maar jy moet glo en jy moet ontvang. Verder wil ek net aanspreek, wanneer dit kom by die doping in die Heilige Gees, dat baie mense vaskyk en vashak by die spreuke in tale, as 'n teken van die bekragtiging met die Heilige Gees. Ek vind dit nie behulpsaam, en ek wil jou aanraai om die twee goed van mekaar te skei. Moenie vertrou om in tale te praat nie. Moenie daarvoor 'n verwagting hê nie. Vra vir God om jou te vul met sy Heilige Gees. Hê 'n verwagting om gevul te wees met die Heilige Gees. Dit is wat God beloof het. Die teken van die vervulling met die Heilige Gees is nie om in tale te praat nie. Ja, soms gebeur dit. Soms kan ons aflei, het dit nie gebeur nie. Ek weet daar is mense wat met my hieroor gaan verskil, en onder andere groot koppe in die AGS. Maar baie wat ook met my gaan saamstem, onder andere groot koppe in die AGS. In al hierdie voorbeelde en in die belofte wat Jesus maak, sien ons egter duidelik die gevolg van die vervulling met die Heilige Gees is die krag om 'n getuie van Jesus te wees. Dis die teken van invulling en vervulling met die Heilige Gees. As ek ontvang krag, vrymoedigheid, boldness om 'n getuie van Jesus te wees in Jerusalem, Samaria tot in die uithoeke van die aarde. Met dit gesê, indien jy 'n hemelse gebedstaal ontvang en jy begin daarin bid wanneer jy vol word, geniet dit. Moenie terughou nie. Dit is niks vreemds nie. Paulus verduidelik vir ons in 1 Korintiërs 12, 13, 14, dat om in hemelse tale te bid, of engele tale, soos wat hy dit noem, is normaal, dis wonderlik. Indien jy gevul word met die Heilige Gees en jy begin huil. Indien jy begin lag. Dit is joy, dis intense goed wat met jou gebeur. As jy begin profeteer, doen dit. As dit jou bang maak, en jy wil vir die Here sê, Here, ek wil nie in 'n taal praat nie, dit freak jou uit, jou brein kan nie daar, sê vir die Here, Here, vul my met u Gees, maar ek wil nie in 'n taal praat nie. As jy dit wil hê, sê dit ook vir hom. Hy sal weet wat om vir jou te gee, en wat om te doen. Indien jy later sê, Here, ek wil in 'n taal bid,
ek wil 'n hemelse taal ontvang, dan sê jy vir die Here en hy sal dit vir jou gee. Ek was 'n paar keer vervul en gedoop in die Heilige Gees en toe weer by 'n volgende keer het ek in 'n taal gebid en ontvang. Indien jy begeer om in 'n taal te bid, sê vir die Here, maar dan wil ek vir jou sê, gaan jy vir jou verstand moet sê, want jou verstand wat vir jou sê, dis stupid, jy gaan vir jou verstand moet dissiplineer. Moenie vra, Here, ek wil in 'n taal bid, 'n onverstaanbare hemelse taal, maar jy is nie bereid om vir jou verstand te sê, bly jy nou stil. As jy nou vir my sê, hierdie is nonsens. Onthou, om in 'n hemelse taal te kan praat is 'n taal. Net soos wat 'n baba moet leer om in 'n taal te praat en dit klink aan die begin stupid wanneer 'n baba in 'n taal praat. As enige iemand vir 'n baba sê, luister, jy praat soos 'n baba, hou op praat tot jy ordentlik kan praat. Wie gaan dit doen? Gelukkig luister ons nie vir ons brein wanneer ons kindertjies is en ons begin babbel, praat en ons brein sê vir ons, jy klink nou stupid. Gelukkig luister ons nie vir ons brein nie, want dan sou niemand ooit gepraat het nie. Maar hoekom doen ons dit wanneer die Here vir jou 'n hemelse taal wil gee? Jou brein sê vir jou, dis stupid, en dan luister ons vir ons brein. Hoekom? Want ons het begin glo dat ons brein 'n hoër gesag is as ons gees. Ek as Corneille glo, om 'n hemelse taal te kan praat is vir elke gelowige bedoel. En dit verskil van die tale waarin die eerste disippels in Handelinge gepraat het, wat verstaanbare wêreldtale was, en dit verskil ook van die gawe van tale waarvan Paulus in 1 Korintiërs 12 tot 14 praat, wat ter opbouing van die gemeente is. Want daar sê hy spesifiek, dit is nie vir almal nie. Die gawe om in 'n taal, hemelse taal te bid, 'n gebedstaal, is vir almal. Maar ek wil nie daarby stil staan nie en ek wil nie jy moet daarby vashak nie, want dit het 'n obsessie geraak. As jy dit nie nou verstaan nie, moenie dat daarby vashak nie. Ek vra dat Adel vorentoe sal kom. Die vraag is, glo jy God wil jou vul met sy Heilige Gees? Dis al. Dis die vraag. Glo jy God wil hê jy moet vol wees en oorloop van sy Heilige Gees? Wil jy oorloop? Soos wat gelowiges deur die eeue heen nog altyd van getuig. Het sy dit vir die eerste maal is dat jy dit wil beleef en vir die Here vra? Het sy dit 'n hervervulling is, soos wat in Handelinge 4 gebeur het? Want daai ouens in Handelinge 4 was ook dieselfde ouens wat in Handelinge 2 vervul is met die Heilige Gees. Jy kan weer vir die Here vra, Here, ek is leeg, ek voel droog, vul my opnuut weer met die Heilige Gees. Dan gaan ons vir jou bid. Het sy vir die eerste maal of het sy vir 'n hervervulling? En ons wil vir jou hande oplê. En ons wil vertrou dat die Here jou sal vul met sy Heilige Gees. As jy vir een of ander rede ongemaklik is daarmee dat ons vir jou hande oplê en vir jou bid en jy wil net by 'n stasie gaan sit en die Here vra om jou te vul met sy Gees, ek sê nie dit kan nie gebeur nie. Dit kan gebeur. Baie dankie dat jy ingeskakel het by TD Kerk se uitsending en spesifiek 'n groot dankie aan diegene wat ons finansiëel ondersteun en dit so moontlik maak dat ons kan aanhou om mense reg oor die land op hierdie manier te bedien. Mag die Here jou seën.